Dis weer tyd vir sielskoffie. Jy was al daar waar jy weet dat jy sopas baie onregverdig teenoor iemand anders opgetree het. Of iets stupids aangevang het wat jou duur te staan gekom het. Die selfverwyt van, hoe kon ek so dom wees? Hoe te joos het ek dit misgekyk? Of, wat het ek nou aangevang? Selfverwyte wat besig is om jou te vernietig. Want niks wat jy nou doen, gaan enige iets regmaak nie. Dalk het jy een aand te veel gedrink en dit het gelei tot 'n ongeluk wat jou tot vandag toe vervolg. Wat as jy jou verhouding met jou kinders afgeskeep het, omdat jy as enkelouer permanent moes werk om die pot aan die kook te hou, en nou wil hulle niks met jou te doen hê nie. Dalk is jy tans op 'n baie moeilike plek in jou huwelik, en in plaas daarvan om daaraan te werk, vind jy troos by iemand anders, en verneek jy jou huweliksmaat. En jy voel so skuldig daaroor. Hoe kom jy op die plek waar jy jouself kan vergewe? Miskien maak jy dieselfde foute oor en oor, en jy weet net nie hoe om uit daardie struik te kom nie. En so jaag die skuldgevoelens jou net al hoe meer. Jy's op 'n punt waar jy net nie meer antwoorde het nie. Dis waaroor ek vandag met jou wil gesels. Hoekom kan ek nie myself vergewe nie? Wat maak ek met al hierdie skuldgevoelens? Die feit dat jy skuldig voel oor wat jy aangevang het, beteken dat jy jammer is dat jy dinge nie op 'n ander manier gedoen het nie. En dit is 'n goeie ding, want selferkenning is die eerste stap na genesing. Hierdie soort skuldgevoelens trek jou ook nader aan God, want as sy kind ervaar jy 'n goddelike hartseer wat lei tot erkenning, 'n ommekeer en genesing van al jou skuldgevoelens. Dit sal jou laat omdraai en op die regte pad plaas, omdat jy werklik jammer is en weet dat jy slegs met Vader se hulp die regte leiding tot genesing sal ontvang. Jy wil omdraai. Jy wil dinge verander en nie meer doen soos wat jy gewoonlik doen nie. Jy wil beter wees, meer soos Jesus. En dit is 'n keuse. Ja, jou skuldgevoelens mag jou skaam laat voel, of selfs 'n kwaad vir jouself wat jy nie kan beskryf nie. Maar moenie toelaat dat daardie gevoelens jou oorweldig nie, want ons gevoelens is nie altyd die waarheid nie. Jy weet, jy het 'n fout gemaak. Jy is jammer en geestelik hartseer daaroor. Dan is die eerste stap om op jou knieë na God te gaan en hom te raadpleeg om leiding en om hom te vertrou dat jy dit wat jy uit jou foute moet leer, wel sal leer. Laat gaan daardie skuldgevoelens en lê dit by Jesus se voete. Moenie dat jou skuldgevoelens jou identifiseer nie, nee, want jy is 'n kind van die koning en hy verseker ons in sy woord dat hy al ons battles namens ons veg wanneer ons dit vir hom gee. So, laat dit gaan en gee daardie gevoelens vir Jesus. Jy is belangrik vir God en dit sal altyd sy wil wees om alles vir jou ten goeie te laat uitwerk. Niks in hierdie lewe gebeur net nie. Dit is altyd bedoel vir 'n groter uitkoms,
wat my en jou altyd geestelik sterker aan 'n kant sal laat uitkom.